Geliefde broer en suster, hartlik welkom in die naam van Christus Jezus, ons Here. En hierdie welkomswoord geld die elkeen, maar in baie besonder almal wat vanoggend hier is om as familie en vriende getuies te wees as ons 2 kindertjies ten doop hou. Mag dit vir u ook saam met ons 'n mooi geleentheid wees. Die aandediens is vanaand om 19 uur. U is daarin hartlik uitgenooi in die leerprediking ten aanvang. Begin ons met die gebed as vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe. Hartlik uitgenooi. En dan, soos ek nou in die welkomswoord gesê het, die heilige sakrament, die sakrament van die heilige doop, aan die verbondsseentjie van broeder en suster van Heerden, en die verbondsdogtertjie van broeder en suster Meyer. Is hartlik uitgenooi vir 'n koppie tee of koffie na die erediens. Dankie aan die hulpkategete en al die pappas en mammas wat hulle voorskoolse en laerskoolleerders saamgebring het vir die katekisasie na die erediens. En 'n spesiale dankoffergawe as dit binne u vermoë is, vanoggend vir die Montana Poort Kerkkas en vanaand vir die Emeritaatsfonds. En dan, geliefdes, op die 10de Februarie, verjaar Philip. Ek het in die konsistorie gesê dat dit 'n groot jong man is, en ons wens vir jou vir die 10de hartlik geluk in die teenwoordigheid van jou oupa, baie spesiaal, en natuurlik jou pappa en mamma en sussie. Sterkte hoor, lekker verjaar. Ons maak die Here se woord oop, want hy praat met ons in en deur sy woord en deur sy gees. En daarom besef u en ek dat die erediens in aanvang gaan neem. En om die elke dag se dinge en ook vanoggend se dinge by 'n ruspunt te bring, sodat u en ek voor die troon van die Here kan aantree, sing ons 2 liedere om ons hart en gemoed in te stem op die wotum, die seën en die woordbediening en die erediens in geheel. Lied 191, strofe 1 en 3, daarna lied 159, se eerste strofe, terwyl ons bly sit.
Kom ons kom nader in gebed. God is hier teenwoordig en daarvoor dank ons U Vader in die hemel. En pleit ons kinderlik, elkeen afsonderlik en almal saam, laat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart vir U aanneemlik wees, U ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, onze Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Here verder loof met 'n baie bekende psalmlied, Psalm 146, die toesjesberuiming. Ons sing staande saam strofe 1, 4 en 8. Daarna bly staan en doen ons met dankbaarheid belydenis van ons geloof en voor U sitplek inneem, dank ons die Here met lied 206, met lied 260 se 7de strofe. Maar nou, Psalm 146 staande. Genade om te kan sê, en ons beleef ook die genade. In my belydenis, ek glo in God, die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
en ek ontvang elke dag uit die Here se hand genade, maar om presies te wees, dis genade op genade. Meer as genoeg. En daarom ook die genade om ons voor die Here se troon te stel as hy sy wetswoorde aan ons laat afkondig. Uit die 83 vertaling, so ken jy dit elkeen, Exodus hoofstuk 20, en nadat ons bidend dankbaar hierna geluister het, die tweede strofe van lied 155, en daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg, maak seker, doen alles in jou vermoë, dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan jou naaste behoort nie. Ons bid nou saam. Vader in die hemel, ons bid sonder ophou. Ons volhard om met U te praat, vir U te sê, U naam te noem,
verwonderd oor die grootheid, die almag, die majesteit, maar ineens die nabyheid, U wat mense se hande vat, U wat mense soos ons se lewe vashou, koers gee, inhoud. Ons aanbid U. Want U is die enigste aanbiddelike lewende God. U wat ons name ken, U wat ons seën met voorspoed, en as die teëspoed kom, is dit U wat ons hand vashou, want bo op die berge en onder in die dale, oral is ons God. Ook vanoggend by ons deur die woord te Gees, ons ervaar dit, ons beleef dit. Met blydskap, Here, woordbediening en sakramentsbediening, en ons kan uitstap, gesterk, gestewig, teen storm en ongety. Die lewe in, die wêreld in, want ons kon sien en hoor. Behoed ons van alle gevare. Vergewe ons sonde. En dra ons deur die lewe. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, die Here aan die woord in die skriflesing vanoggend uit die 83 vertaling, Spreuke 22, sy eerste 6 verse, en dan sal ek die fokusvers vir die prediking uit Efesiërs 6 aankondig. Maar let ook saam met my wat die Here in Spreuke 22 vers 6 sê. Kom ons lees van vers 1 af. 'n Goeie naam is meer werd as groot rykdom. Die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud. Voor die Here is ryk en arm gelyk. Hy het hulle almal gemaak. 'n Verstandige mens sien onheil kom en vermy dit. Onervare mense loop oop oë daarin en boet daarvoor. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. Daar is dorings en struike op die pad van oneerlikheid. Wie sy lewe wil behou, bly daar weg. En dan vers 6, gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy of sy moet leef. En hulle sal ook, as hulle oud is, nie daarvan afwyk nie. Spreuke 22 se woorde. En dan uit die Nuwe Testament die perspektief van die Here deur sy Gees, opgeskryf deur Paulus, Efesiërs 6 vers 4 se tweede gedeelte. En ons vertaal dit so, en vaders en moeders of papas en mammas, maak julle kinders groot met tug en vermaaning soos die Here dit wil. En dan die tekstema. En hoor, hier kom nou iets by, doen met jou kind of jou kleinkind of jou agterkleinkind as jy wil. Soos die Here sê, jy moet doen. Geliefdes,
oorweeg of wat ek nou gaan sê waar is. Ek wil sê, die groot mens lewe sonder kinders is vaal en oninteressant. En daarom, geliefdes, groot mense, beleef saam met my en almal teenwoordig die onuitspreeklike genade dat in hierdie erediens kinders is en aanstonds te kan raak sien 2 dopelinge. En wat is die groot genade van 'n groot mens? Ja, daar's baie, maar ek dink die groot genade is elke groot mens is dag vir dag of op 'n dag in die teenwoordigheid van 'n kind of 'n jong mens. Om 'n babietjie vas te hou as groot mens. Nee, Karen. As ouma. Om 'n kleuter op jou skoot te tel. En kan ek sê, die klompie tieners wat hier voor sit, om vir 'n tiener te sê, nou, is jy verkeerd. Hoe ook al. Spreuke 17 vers 6 sê, kinders is vir groot mense 'n trots. Kleinkinders is vir ou mense 'n trots. Kom ek sê dit, by monde van een van ons voormalige eerste ministers. Hy het gesê, 'n kleinkind maak van 'n man weer 'n kind. Daarom, papa en mama, oupa en ouma, oom en tante. Ek wil Efesiërs 6:4b met u deel. Kom ek sê andersom, ek wil hierdie waarheid vir u uitdeel. Hoekom? Omdat die teks vir u en u kind en u kleinkind lewensbelangrik is. Daarom wil ek hê in die Here se naam dat u en ek presies moet verstaan wat dit beteken as Paulus skryf, maak jou kleinkind groot soos die Here dit verwag. Leer hulle wat om te doen en help hulle op die regte pad, al moet jy soms streng wees. Ek wil hê u en ek moet weet, soos dit ook in die ou vertaling letterlik staan, voed jou kind op in die tug en vermaaning van die Here. Papa en mama, doen jy dit? Oupa en ouma, as hulle by jou oorslaap, doen jy dit? Daarom, kom ons kyk vanoggend se teks oop oog. En dan wil ek sê, nie in die gees van Here, ek verstaan wat hy bedoel. Nie in die gees van, ek weet presies wat dit beteken nie. Maar Here,
sê weer vir my, as 'n groot mens, ek wil luister. En daarom wil ek 3 sake uitlig. 1, wat dit beteken as die Here sê, voed kinders op. Die tweede, in die tug van die Here, en in die derde, in die vermaaning van die Here. Voed jou kind op. Wat beteken dit? Dit beteken in die oorspronklike taal, bring op van onder af. Dus opvoeding, letterlik. Hoe? Deur die voed, die voeding, die kos te gee, sodat die kind boontoe kan groei. Papa en mamma, bring hulle boontoe. Van onderaf. En wat veronderstel die Here deur sy Gees hier? Hy sê eintlik vir ons as groot mense, die klein mensies kan nie self bo uitkom nie, net soos wat 'n plantjie nie opgroei uit homself as ons die plantjie nie vertroetel en 'n paaltjie langs aan inslaan om hom op te lei nie. Opvoeding beteken dus nie in die eerste en in die laaste plek in watter skool is hulle nie. Hoorie. Opvoeding beteken nie in die eerste en in die laaste plek jy sal doen soos ek sê nie. Nee, opvoeding beteken lei op. En daarom moet ouers en groot mense 'n aktiewe rol vervul in die vorming van die karakter van die klein mensies. Ons kom nou daarby. Hoorie? Karaktervorming. Want, sê Spreuke 29:15, 'n kind wat aan homself oorgelaat word, hoor nou, steek sy pappa en mamma in die skande. Staan daar. Pappa, mamma, oupa en ouma grootjie, oupa grootjie, groot mense, kom ek sê so. En nou moet jy mooi hoor wat ek sê. Wat baie kinders benadeel, is nie wat 'n pappa en 'n mamma of 'n oupa of 'n ouma of 'n oom of 'n tannie vir hulle gedoen het nie, maar juis dit wat hulle nie gedoen het nie. Hoorie my. Met alle respek, opvoed is 'n heilige taak. Nou, hoe voed 'n mens 'n kind reg op? Die teks sê deur 2 dinge te doen. En dis die tweede en die derde fokus van vanoggend se preek. Die Here sê, voed die kind op in die tug van die Here. Wat beteken dit? Ek wil beweer dat die uitdrukking in die tug
van die Here oor jare nie reg verstaan word nie en steeds nie reg verstaan word nie, want die Griekse woord wat in Afrikaans met tug vertaal word, is nie rotang nie. Is nie. Dis nie, ek tug jou reg. Want die Griekse woord wat met tug vertaal word, beteken in Afrikaans, hoor hoe mooi, om les te gee, of as jy wil, om af te rig, of om 'n kweeker te wees. Om les te gee. Om af te rig. Mooi nie. En die belangrikste les om jou kind te leer, is om hom of haar te leer dat hulle in die woorde van Spreuke 4:23, hoor nou mooi, veral versigtig moet wees met wat in hulle hart aangaan. Groot mense, ouers, grootouers, maak ons moeite om te hoor wat gaan in jou hart aan. Of sê ons net, as jy weer so 'n vorderingsverslag vir my bring, dan gaan jy badkamer toe. En dan wag jy daar vir my. Oorweeg dit om te vra, hoekom lyk hierdie rapport so? Wat leef in jou hart? Want jy sien, dis om les te gee, want as ons weet wat in ons kinders se harte aangaan, dan kan ons ook les gee oor die lewe, want wat in jou hart aangaan, bepaal jou hele lewe. Iemand het eendag gesê, 'n kind se hart is die wêreld se kleinste slagveld, en dis waar. Ek gaan dit weer sê, 'n kindjie se hart is die wêreld se kleinste slagveld. Sonder om selfsugtig te wees, kom ons sê as gemeente in liefde vir die pappas en die mammas wat ver oggend hulle kindertjies ten doop hou. Jou teiken met jou kind se hart skiet kolskote. Want, en ek wil dit in konteks sê, vir hierdie 4 groot mense en vir ons almal, opvoeding in die Here is meer as bloot goeie maniere, gehoorsaam aan 'n klomp reëls, morele standaarde en respek. Dis bitter belangrik. Maar is meer as dit. En my les gee, en my afrigting is meer as om 'n kind groot te maak, omdat ek op hom trots wil wees. Kan ek sê, as jou matriekseun
vir die skool se eerste span vooruitdraf, omdat hy die kaptein is. En jou goeie vriend langs jou, sien jou trots, en jy stamp hom, en jy sê vir hom, Koos, sien jy hom? Kyk daar. En Koos vra vir jou, weet jy wat in sy hart aangaan? Opvoeding in die Here is meer as om 'n kind groot te maak waarop ek trots is. O nee, die allerdoel van my les gee, my afrig, is om van my kind 'n kind in Christus te maak. U en ek, groot mense, moet kinders afrig om 'n verloste kind in die Here te wees. Liewe ouers, grootouers, groot mense, verstaan u waarom ons aan die voete van die groot leermeester, ons Here, moet sit en bly sit? Les gee, meer as bevele gee. En mag ek want dit bekommer my as kategeet. Les gee beteken nie, is jou katekisasieles afgehandel? Maar les gee is, kom my kind, kom ons sit om die tafel. Papa wil ook hoor, waaroor gaan die les van Sondag? Les gee is meer as bevele gee, afrig is meer as om te raas, maar alles met die grootste sorg, soos 'n kweker in sy kweekhuis. En dan, in die vermaaning van die Here. Met vermaaning. Wat beteken dit? Wat beteken die woord vermaaning in die Griekse taal? Dit beteken soveel as om beginsels in iemand se hart en verstand in te plant. En omdat die beginsels, en een van die beginsels is wat die Here leer, natuurlik, papa en mamma, oupa en ouma, is om streng te wees. Natuurlik. So streng, soos wat net die Here leer in, en ek hou dit aan u voor, Spreuke 22:15, onverstandigheid is eie aan 'n jong mens, maar hier kom dit, 'n pak sla, haal dit uit hom uit. Staan in die Bybel. Spreuke 23:4. Gaan lees dit. Beginsels. Dis wat vermaaning beteken. En die beginsels van wat? Om God se goedheid en van sy sorg afhanklik te wees. Vir
Vermaning beteken om op pad skool toe vir die kinders te sê, ons haal mos almal asem. Ja mamma, ja papa, sal een van julle die Here terwyl papa bestuur daarvoor dank. Vermaning. Die beginsel wat jy jou kind leer om hartseer te wees oor die pyn en die swaar kry in hierdie ou wêreld en iets daaraan te probeer doen. Beginsels om nooit te dink ek is belangriker as ander mense nie. Vermaning om met alles in jou daarna te streef om te doen wat God vra. Saam met jou kinders te sit en te sê, ons moet regtig vir ander mense omgee. Ons moet vredemakertjies wees. Jy moet my kind eienaarskap van jou lewe aanvaar. En jy moet eienaarskap aanvaar van al God se verbondsbeloftes. Jy moet eienaarskap aanvaar vir hierdie gemeente. Die Here se bruid op aarde. Vermaning beteken om 'n kind te leer om te lewe soos 'n koning se kind, Jesus Christus. Jou kind, jou kleinkind, is die Here se. Vat sy hand, vat haar hand, en saam sing julle 'n lofpsalm tot u Vader as groot mens en tot die kind se Vader, in wie se arms jou kind altyd veilig is. As jy langs 'n kind sit nou, vat daai hand en voel die hand van God. Amen. Geliefdes, ons het die onuitspreeklike voorreg dat 'n boet en 'n sus die doop van hulle kinders by die kerkraad aangevra het en dat ons die doop graag aan hierdie twee kinders bedien. Maar voordat ek die formulier vir die bediening van die doop aan kinders aan u voorlees, lees ek vir u Sondag 25 se vraag 66. Wat is sakramente? Daar's twee, die doop en die nagmaal. Die antwoord, dit is heilige, sigbare tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseël. Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergifnis van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Ek gaan die ouers, beide die papas en die mammas vra om hulle plek hiervoor in die liturgiese ruimte te kom inneem.
Geliefdes in die Here, en wanneer broeder van Heerden, hulle se seentjie ook aanstonds hier by ons is, en sy vrou, sal ek ook haar verwelkom. Sy is 'n suster wat Engels sprekend is, en ons ag haar ook in daardie opsig. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit alles word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Tweede plek, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons beswil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van die sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun, Heilige Gees aanhang, vertrou, lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms in swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met ons God het. En nou handel die formulier oor die kinderdoop. Dankie dat julle daartoe bereid is. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, as hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. En daarom, omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En julle as ouers
is verplig om julle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons saam bid. Almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. U het die gelowige Noag met sy gesin deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kinders van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hulle met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hulle, terwyl hulle hom daagliks navolg, hulle kruis met blymoedigheid dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop, vurige liefde, sodat hulle hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur die getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God is en wat leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ek vra nou dat die kindertjies wat gedoop moet word, na hulle ouers gebring word. Ruben. Hy moet gaan help. Dis okay. Brothers and sisters, children, at this very stage, we want to welcome Mrs. van Heerden. She and her husband, they are from China, living there, working there. It's a privilege to baptize your son, and mostly welcome in our midst. Lina, the same is for you. Thank you so much for helping our mama every second week with us in the sermon. Ek gaan nou aan julle die vraag voorhou en dan gaan ek die verbondsouers wat lidmate van die gereformeerde kerke is, se antwoord vra. Maar dankie dat die papa van die klein meiertjie and the mother of the Van Heerden young boy, dat julle verantwoordelikheid wil aanvaar, ook vir wat ek nou gaan vra. Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant die vraag aanhoor en opreg daarop antwoord.
Eerste vraag, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom is lidmate van die gemeente, die kerk van die Here, behoort gedoop te wees. Tweede vraag, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En die derde vraag, beloof julle en neem julle voor om hierdie seentjie en hierdie dogtertjie, waarvan julle onderskeidelik die mamma en die pappa is, die vader en die moeder, wanneer hy of sy dit kan verstaan, in die genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Marlene Meyer, wat is jou antwoord? En Ruben van Heerden, jou antwoord? Geliefdes, nadat ons die antwoord van die ouers gehoor het, gaan ons die doop aan hierdie twee kinders bedien en direk daarna sing ons hulle en hulle kinders Psalm 134, strofe 3 en 4 toe, direk na die doop. Stap maar nader, kom staan nie so. Leila Meyer, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Damien van Heerden, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons dank saam, almagtige, barmhartige God en Vader. Ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. En dat ons deur U Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot die kinders aangeneem is, en dat U dit aan ons almal vanoggend weer met die doop beseël en bekragtig het. Ons bid U deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie dogtertjie en seentjie
met die Heilige Gees wil regeer, sodat hulle Christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat al twee van hulle u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hulle en ons almal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde die duiwel in sy hele ryk kan stry en oorwin, en om ook u en u Seun, Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Geliefdes, ons gaan Psalm 119 binne die konteks van vanoggend se woordbediening en aanbiddingsoomblikke met dankbaarheid saam sing. Ons gaan dit staande doen. Psalm 119 se 39ste strofe en Psalm 119 vers 4. En daarna die uitstuurseën en die Amenlied van ons Here. Ontvang die Here se seën. Kind van God, die Here sal jou seën en hy sal jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en hy sal jou genadig wees. Die Here sal elke gebed van jou verhoor en hy sal vir jou vrede gee. Amen.